Weereens baie welkom, baie dankie dat u ingeskakel het. Ek glo en vertrou dat dit altyd goed gaan met u, dat die woord van God steeds vir u van kardinale belang is. Nou, ons leef in 'n tyd van baie groot misleiding, veral as dit gaan oor doktrines wat verkondig word wat nie staan in die woord van die Here nie, en een van hulle is die pre-tribulation rapture. Nou, ek gaan vandag gesels oor 'n baie belangrike skrifgedeelte, 2 Tessalonisense 1, vers 4 tot 10, wat die onteenseglike bewys is dat die wederkoms en die harpazo, die wegvoering van die kerk, gaan plaasvind na die groot verdrukking wat natuurlik verkort word. Nou die verkorte groot verdrukking, ons lees daarvan in Matteus 24 vers 22, want onthou die groot verdrukking begin in die middel van die 7 jaar, en dan word dit verkort terwille van die uitverkorenes. Dis 'n tyd van vervolging, en die Here gaan dit verkort terwille van sy uitverkore mense, met ander woorde die kinders van die Here. Nou, ek gaan vandag vir u 2 videoklips speel, waarin leraars natuurlik sê, die groot verdrukking is 7 jaar lang, en hulle sê natuurlik, dat dit die wraakoordele van God is, en so meer, terwyl dit nie die geval is nie. Ons weet daar kom 'n laaste 7 jaar, 'n week, die laaste week van Daniël, en tydens die 7 jaar, gaan die groot verdrukking plaasvind, natuurlik na die abomination of desolation. Dan sal daar 'n groot verdrukking wees, nie vir 7 jaar nie, en die Here gaan daai tydperk verkort, terwyl ons in verdrukking is, gaan die Here ewe skielik terugkom, daardie dag en uur weet niemand nie, om sy kerk te kom uithaal, en te red, van natuurlik die wraakoordele natuurlik ook, maar terwyl ons in verdrukking is, gaan die Here ons kom haal. So kom ons gaan kyk wat die woord van God leer, ons gaan alles beoordeel in die lig van die skrif. Nou die pre-trib rapture doktrine is 'n baie essensiële doktrine van die kerk, die mense wat glo aan 'n pre-trib rapture, terwyl die pre-trib rapture doktrine totaal vals is, dit staan nie in die woord van God nie, daar's geen skriftuurlike gronde daarvoor nie, maar hierdie mense hou vas daarin, glo, dis iets wat wel gaan gebeur, terwyl daar nêrens melding gemaak word daarvan nie. Nou kom ons gaan kyk wat sê Lou Komunali oor hierdie valse doktrine. It's about time somebody is saying this. I know you've been taught the pre-trib rapture all your life and you believe it to be true, but the more you look into it, the more you realize that this is not only a doctrine of lies, but the pre-trib rapture theory is a doctrine of demons. 'n Baie kort en kragtig gestel deur Lou Komunali, want dit is 'n valse doktrine. Dis 'n leerstelling van demone. Daar bestaan nie soos nie. Jesus het dit nie geleer nie, die apostels het dit nie geleer nie, maar hierdie mense, die pre-trib kamp, hulle glo dit gaan plaasvind. En as jy wil 'n vraag gee vir my 'n skrifgedeelte wat sê, waar staan dit in die Bybel dat daar 'n pre-trib rapture gaan wees, dan lees hulle vir jou skrifte soos 1 Tessalonisense 1 vers 10, ons is nie bestem tot toorn nie, maar dit spreek nie van die vervolgingstydperk nie, dit spreek van God se oordeele wat na die verdrukking uitgegiet gaan word oor 'n goddelose wêreld. Maar kom ons gaan kyk, die kerk word weggeneem by die 6de seël. Die 6de seël vind plaas na die groot verdrukking, wat natuurlik daardie verdrukkingsperiode, die vervolging beëindig. Dit beteken nie dat die 7 jaar geëindig het nie, dit beteken dat die vervolging beëindig is, en Jesus kom haal ons dan na daardie verkorte groot verdrukking. En dis belangrik, terwyl gelowiges dan nou in verdrukking is, dan gaan Jesus ewe skielik terugkom om aan hulle verligting te gee. Ons gaan dit nou lees en vir bewys uit die skrif dat dit die geval is. Nou die groot verdrukking, soos ek gesê het, gaan verkort word, Matteus 24 vers 22. Met ander woorde, in die middel van die 7 jaar gaan die groot verdrukking begin. Dan verkort die Here terwille van sy uitverkore kinders wat gered is, en hy gaan hulle kom haal in daardie tydperk. Kom ons gaan kyk wat sê pastoor Raad, hoe lank is die groot verdrukking, en hulle haal dit natuurlik uit Matteus 24 vers 21. Die Here spreek glad nie van 'n 7 jaar periode van verdrukking daar nie, maar dat dit 'n tydperk is wat gaan plaasvind na die abomination of desolation. Kom ons gaan kyk. Maar Jesus sê, daar sal 'n groot verdrukking wees, soos daar van die begin van die wêreld af tot nou toe nie gewees het nie, en ook nooit weer daarna sal wees nie. Waarvan praat Jesus? Hy verwys spesifiek na hierdie 7 jaar periode,
wat aangeteken is in Openbaring van hoofstuk 6 tot met hoofstuk 9. Goed, en dan sê vers 22, en as daardie dae nie verkort was nie, sou geen vlees gered word nie. So verskriklik gaan die groot verdrukkingperiode wees, dat as die dae nie verkort was nie, met ander woorde, as dit nie was dat dit net 7 jaar was nie, sou geen mens oorgebly het nie. Dis die verskrikking van wat gaan kom. Nou nêrens in die skrif, in Matteus 24 vers 21 spesifiek, verwys Jesus na die 7 jaar van wraakoordele, die 7 jaar verdrukking. Jesus verwys nie na daai tydperk wat gaan plaasvind. Hy verwys van die groot verdrukking, die vervolgingsperiode wat na die Abomination of Desolation sal plaasvind. Maar hierdie mense glo absoluut dat die 7 jaar die groot verdrukking is. Dat dit 7 jaar gaan van die verbondsluiting af tot Jesus sy voete op die Olyfberg, dis die 7 jaar groot verdrukking. Die skrif leer dit nêrens nie. En hy sê dit is 7 jaar en dis gelukkig is dit verkort, want dit gaan 'n tyd van hel wees. Dit staan nie in die Bybel nie. Jesus praat hier spesifiek van die tyd van vervolging, wanneer die Antichrist in die tempel gaan sit en voorgee dat hy God is, en hy gaan die merkstelsel implementeer, en dan gaan daar 'n groot verdrukking wees onder gelowiges, want hulle gaan hierdie Antichrist met sy merkteken teëstaan, en hulle gaan vervolg word totdat Jesus gaan ingryp na die verkorte groot verdrukking. Nou kom ons gaan kyk wat sê Henko Kreer. Hy glo dat hierdie 7 jaar groot verdrukking word gevind in Matteus 24 vers 21. Kom ons gaan kyk. Wat gaan alles gebeur in hierdie volgende 7 jaar? Kom ons gelees daarso Matteus hoofstuk 24 vanaf vers 21. Want dan sal daar groot verdrukking wees soos daar van die begin van die wêreld af tot nou toe nie gewees het en ook nooit sal wees nie. En as daardie dae nie verkort was nie, sou geen vlees gered word nie. Hoor mooi, ons het 'n hoop. Hierdie verdrukking is daarom net 7 jaar. En die woord van die Here sê vir ons, as dit nie 7 jaar was nie, as die Here dit nie vir ons so verkort het nie, sou nie een van ons niemand het gemaak het nie. Maar terwille van die uitverkorenes sal daardie dag verkort word. As iemand dan vir julle sê, kyk hier is die Christus of daar, moet dit nie glo nie. Nou nêrens in Matteus 24 vers 21 en 22 verwys Jesus na 'n 7 jaar groot verdrukking nie. As Henko gaan kyk wat die skrif leer in Matteus 24 vers 15 tot 22, sal hy sien die konteks praat van die Abomination of Desolation wat in die middel van die 7 jaar is. Hy sê dan as daardie goed gebeur, sal daar 'n groot verdrukking wees. Ongekend. Hy praat nie hier van die 7 jaar groot verdrukking wat begin van die 7 jaar in die begin van die 7 jaar tot aan die einde nie. Jesus verwys spesifiek na 'n tyd van vervolging onder gelowiges wat oor die gelowiges gaan kom onder die hand van die Antichrist. Maar hy lees natuurlik Matteus 24 vers 21 en sê daardie is 'n 7 jaar groot verdrukking, maar dis daarom verkort en dis net 7 jaar. Dis nie wat Jesus bedoel het nie. Hy het gesê dit gaan 'n verdrukking wees wat tydens die laaste week van Daniël gaan plaasvind, in die middel van die 7 jaar begin het. Dit behoort 3,5 jaar te wees, maar Jesus verkort dit. Dan gaan hy ewe skielik verskyn en sy kinders kom weg haar pad sou. Nou wanneer begin die groot verdrukking, soos ek reeds gesê het, in die middel van die 7 jaar, en die woord van God leer nêrens dat die groot verdrukking verkort is na 7 jaar nie. Dit staan nie in die Bybel nie, maar hulle vleg dit in die skrif in om kleur te gee aan 'n sogenaamde pre-trib rapture. Die groot verdrukking is die laaste 3,5 jaar, maar is verkort. Daarom ken niemand die dag en die uur nie. Met ander woorde, dit gaan verkort word deur die 6de siel wat oopgemaak word, en dan gaan die Here verskyn in groot krag en heerlikheid, en dan sal hy sy kerk haar pad sou, en daarna sal die wraak van God begin tot by aan die einde van die 7 jaar. Wanneer hy natuurlik sal terugkeer saam met die kerk en ons sal die 1000-jarige vrederyk begin. Maar Jesus het nooit geleer daar's 'n 7 jaar groot verdrukking nie. En die konteks van die skrif is baie, baie belangrik.
Goed, kom ons dan kyk, God gaan skielik ingryp en ons verlos van die tyd van vervolging. Ons gaan nou kyk na daai skrifgedeelte in 2 Tessalonisense 1 vers 4 tot 10. Maar kom ons gaan kyk eers na twee belangrike skrifgedeeltes. Die een in die ou vertaling, Matteus 24, want dan sal daar 'n groot verdrukking wees, soos daar van die begin van die wêreld af tot nou toe nie gewees het en ook nooit sal wees nie. En as daardie dae nie verkort was nie, sou geen vlees gered word nie. Maar terwille van die uitverkorenes, is die kinders van die Here, sy kerk, sy wedergebore kinders, kom haal hy hulle, en hy verkort daardie tyd van swaar kry. Kom ons gaan lees wat sê die Nuwe Lewende Vertaling. Hy sê om die waarheid te sê, as God nie ingryp en daardie tyd van swaar kry verkort nie, sal niemand dit oorleef nie. Maar terwille van sy uitverkore mense, sal dit wel verkort. Jesus praat nie hier van die wraakoordele en al daai goed nie. Hy praat hier van die vervolgingstydperk wat begin na die abomination of desolation. En dan sal hy dit verkort en sal hy sy kinders kom wegneem uit hierdie vervolging uit en voor die wraak van God wat daarna sal begin. Ons gaan nou kyk na daai skrifgedeelte. Goed, kom ons gaan kyk wat sê die skrifgedeelte in 2 Tessalonisense 1 vers 7 en 8. Hy sê, aangesien dit reg is by God om aan die wat julle verdrukking te vergelde. En dit praat van die groot verdrukking. Ons gaan dit nou sien hoekom. En aan julle wat verdruk word verligting te gee, saam met ons in die openbaring van die Here Jesus uit die hemel, met sy magtige engele in vuur en vlam, wanneer hy wraak uitoefen op die wat God nie ken nie, en op die wat aan die evangelie van ons Here Jesus Christus nie gehoorsaam is nie. Die Here gaan kom, wanneer die Here weer gaan kom hy om te oordeel. En dit vind plaas wanneer? Na die groot verdrukking gaan daar die 7de seël oopmaak en al hierdie skale en pla en so meer gaan uitgegiet word oor 'n goddelose wêreld. Nou die oordeel oor die ongelowiges is baie duidelik. Hulle gaan natuurlik God se straf ervaar na die wegvoering van die kerk natuurlik plaasvind dit, want hulle was ongehoorsaam geweest. Hulle het nie tot bekering gekom nie en dit vind plaas na die groot verdrukking. Nou kom ons gaan lees wat sê vers 10, 2 Tessalonisense 1:10. Wanneer hy gaan kom om verheerlik te word in sy heiliges en bewonder te word in almal wat glo in daardie dag, want ons getuienis het by julle geloof gevind. Paulus praat hier met die gemeente van Thessalonika. Hy sê wanneer die Here gaan kom na die verdrukking, voor die wraak, dan gaan hy verheerlik word in sy heiliges. As die heiliges nou weggevat is voor die 7 jaar, wat het hierdie skrif te doen met enige iets? Dit is baie duidelik dat die mens die skrif verkeerd verstaan, dat die Here gaan kom terwyl die groot verdrukking aan die gang is, dan sal hy sy kerk wegvat, dan sal die wraak kom, en dit is baie, baie duidelik. Goed, kom ons gaan kyk vandag hier, die volharding onder vervolging, die tema van Paulus se brief, verdrukking, dan die wederkoms vir die kerk. En ons lees dit in 1 Tessalonisense 7 tot 10. En aan julle wat verdruk word, ek gaan dit net weer lees, terwille van die verduideliking hier, gaan hy verligting gee. Verligting gee van wat? Van die verdrukking, met ander woorde die groot verdrukking, saam met ons in die openbaring van die Here Jesus uit die hemel uit. Met ander woorde, die Here gaan kom, daardie verdrukking word verkort en die wegvoering van die kerk vind plaas. En natuurlik, saam met sy magtige engele, dit is wanneer die wegraping plaasvind, wanneer sy engele uitstuur om die uitverkorenes te versamel, en dit is baie, baie duidelik in die skrif. Nou wanneer gaan hy wraak uitoefen, dit is natuurlik die wraak van God na die wegvoering of die harpatsou van die kerk. En dit is belangrik om die skrif in sy konteks te verstaan. Dit leer vir ons baie duidelik dat tydens die verdrukking sal die Here terugkom en sy kerk kom haal. Goed, wanneer begin die groot verdrukking? En hoe lank is dit? As ons Matteus 24 vers 15 tot 22 lees, dan sal jy sien dat dit absoluut die gaan plaasvind in die middel van die 7 jaar gaan dit begin tot by die 6de seël. Kom ons gaan kyk na daardie skets. Nou hier is die laaste 7 jaar, die laaste week van Daniël.
Ons weet natuurlik, hier gaan die abomination, die verbondsluiting plaasvind, dan die begin van smart, dit is die eerste 4 perde wat hardloop. Dan in die middel van die 7 jaar, sal die abomination of desolation plaasvind, die groot verdrukking neem 'n aanvang, nie vir 7 jaar nie, ek wil dit net vir beklemtoon, dit begin nie hier nie, die groot verdrukking begin hier, soos Jesus het duidelik gestel het, na die ontheiliging van die tempel, wat gaan plaasvind. En dan natuurlik, na die verdrukking, daardie verkorte groot verdrukking, sal die 6de seël oopmaak, en dan sal die wraak van God kom. Maar by die 6de seël, sal die Here sy kerk kom weg, haar pad sou wegvat uit gevaar uit. Nou die groot verdrukking is nie 7 jaar lank nie. En dis wat die pre-trib-leraars leer, hulle glo, dis 'n tydperk, dis hierdie tydperk van hier af, dwars deur tot aan die einde van die 7 jaar, is die groot verdrukking. Die Bybel leer dit hoegenaamd glad nie. Goed, as jy Matteus 24 gaan lees, 22 vers 22, dan word dit verkort, en dan sal die 6de seël oopmaak, daardie kosmiese tekens sal plaasvind, en dan sal die harpatsou, die wegvoering van die kerk plaasvind, nie voor die 7 jaar nie, maar na die groot verdrukking. Daarna sal die Here terugkeer saam met sy kerk, dan sal die slag van Armageddon plaasvind, en die 1000-jarige vrederyk sal 'n aanvang neem. Goed, die son sal swart word, die maan soos bloed, voordat die groot en deurligtige dag van die Here kom. En dit is na die groot verdrukking. Terwyl die groot verdrukking aan die gang is, en miljoene gelowiges onder vervolging is, sal Jesus Christus sy kerk na hom toe neem, daarna sal hy die wraak uitgiet op die goddelose wêreld, en let op, dit is na die groot verdrukking, nie voor die groot verdrukking nie. En dis baie duidelik. 2 Tessalonisense 1 vers 4 tot 10 is onteenseglik die bewys dat die wegvoering van die kerk nie gaan plaasvind voor die groot verdrukking nie, maar na die groot verdrukking. Tot 'n volgende keer, mag die Here u seën.